Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Genade, barmhartigheid en vrede word aan U ryklik geskenk van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, voor ons gaan saam lees uit die woord van die Here, kom laat ons saam bid. Here ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat was en wat is en wat weer kom op die wolke. Ons wil U aanbid as die ewige God. Die God wat ons as mense so lief gehad het dat U U seun in ons plek gegee het om te sterwe sodat ons kan lewe. Daarom Here kan ons nie anders nie, maar kan ons U naam groot maak en U naam verheerlik, U aanbid en U loof en prys. Ons dank U Vader dat U self ook hier teenwoordig is vandag. Op 'n baie besondere manier deur U woord, deur U Gees, maar ook deur die sakrament van U nagmaal. Dat ons daarin kan deel, dat ons geloof daardeur versterk kan word. Baie dankie Here dat ons U naam kan groot maak en U naam kan verheerlik. Ons kom bid Here vir hulle wat treur, dat U self troos sal skenk. Ons bid dat U ook vir ons genesing sal gee daar waar daar siekte en operasies is. Here, en as dit in U raad bestaan en U wil dat ons ook daardeur gevorm word in ons geloof, kom pleit ons by U dat U vir ons genade sal gee. Genade om maar net aan U afhanklik te bly. Baie dankie vir U vrede en U liefde wat U vir ons gee. Here, seën nou vir ons met die heel beste van U seëninge. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons saam lees uit Lukas hoofstuk 22 van vers 7 af. Ek lees vir ons uit die 2020 Bybelvertaling. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet." Hulle het vir hom gevra: "Waar wil U hê moet ons die voorbereidings tref?" En hy antwoord hulle: "Kyk, sodra julle die stad binne gaan, sal julle 'n man met 'n kruik water dra sien. Julle moet hom volg na die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: Die leermeester vra u, waar is die gastekamer waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot bofortrek wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle die voorbereidings tref." Hulle het toe vertrek en dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle die Pasga voorberei. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangekom. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie." Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het, gesê: "Neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die wingerdstok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie." En hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook
met die beker, na die ete, met die woorde, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Maar kyk, die hand van die een wat my gaan verraai, is saam met my aan tafel. Net tot daar. Die gedeelte waaruit ons spreek, kom ons vers 14 tot 20, hierdie laaste gedeelte, wat dan spesifiek handel oor die instelling van die nagmaal. Ons tema vanmôre is, Pasga word nagmaal op die vooraand van Jesus se kruisiging. Dit is donderdag aand voor Paasfees. Jesus het vir Petrus en Johannes gestuur, soos ons hier gelees het, om die Paasmaaltyd gereed te kry. En nou sit hulle in die bofortrek. Ons weet nie aan wie die huis behoort het nie. Dis nooit vir ons gesê nie, maar dis 'n plek wat vir Jesus gereed gemaak is, waar hy saam met sy disippels kon vergader. Hulle gaan die Paasmaaltyd, soos die Jode dit genoem het, die Pasga, 'n aand te vroeg vier. Hierdie ete, hierdie Pasga ete, het bestaan uit ongesuurde brode, 'n paaslam wat geslag is, en dan bitterkruie wat daarmee saam geëet is. Wanneer nou Jesus nou hier saam met sy disippels is, vind hierdie gebeure plaas as 'n inleiding tot sy kruisiging van die volgende dag. Ja, Jesus eet saam met sy disippels, kom ons sê, die laaste Pasga. Dit bring ons by die eerste gedagte. Die Pasga word nagmaal. Kom ons dink net eers terug, waaroor gaan die Pasga? Toe die Israeliete slawe in Egipte was, het God verskeie plaae gestuur, 9 in totaal, en steeds het die Farao geweier dat hulle kon trek uit Egipte uit. Toe gee God deur Moses opdrag aan die volk om ongesuurde brode te bak, 'n lam te slag en die bloed van die lam bo kan die deur se kusyn aan die kusyn te smeer. Dan sou die doodsengel nie by daardie huis verbygaan en nie die eersgeborenes tref met die dood nie. Hierdie was dan die 10de plaag, die finale plaag in Egipte, wat gemaak het dat die Farao hulle gesê het, hulle moet asseblief net trek. Nadat die Israeliete uit Israel uit is, het God opdrag gegee dat hulle jaarliks die Paasfees of die Pasga moes vier, om die volk te herinner aan dit wat God gedoen het, toe hy hulle verlos het daar uit Egipte. Wat hulle niks gedoen het nie, nie 'n vinger opgelig het nie, God het dit gedoen. En nou, die aand voor Jesus se dood, kom hy, en hy verander die Pasga in die nagmaal. Hoe het hy dit gedoen? Hy het vir sy disippels gesê, dat die brood wat gebreek word, en wat hulle eet, is sy liggaam, wat aan die kruis die volgende dag sou sterwe, want daar sou hy die lam van God wees, wat sou sterwe vir die sonde van baie mense. En die brood is 'n herinneringsteken aan sy liggaam wat daar aan die kruis gebreek is. En ek is seker, nie een van die disippels het daai aand verstaan wat Christus gesê het nie. Maar later sou hulle verstaan na sy opstanding uit die dood. Want toe het hulle die skrif te verstaan wat uit die Ou Testament op hom voorspelling gehad het. Nou hulle moet vir hulle self en vir almal wat glo in Jesus Christus vertel dat die nagmaal 'n herinnering is aan dit wat hy in die kruis gedoen het. Toe hy daar gesterf het, toe hy as paaslam geoffer is in jou en my plek,
Die nagmaalbrood wat ons sien en wat ons proe, is dit 'n herinneringsteken aan die lyding en sterwe van die Here Jesus, wat daardie volgende dag, daar op Golgotha, sy hoogtepunt bereik het. Ons sien dus, ons vier nie meer die Paasfees nie, of die Pasga nie. En ons hoef nie die nagmaal te vier net eenmal 'n jaar soos die Jode nie. Want jy sien, so dikwels as wat ons die nagmaal vier, word ons herinner aan dit wat Christus vir ons gedoen het. Die nagmaal is vir ons elkeen 'n seker wete dat sy lyding aan die kruis en sy bloed wat daar gestort is, sy liggaam wat daar gebreek is, vir jou en my verlossing gebring het. En dit bring ons juist by die tweede gedagte. In hierdie deel kom sê Christus vir ons, die nagmaal bring nou vir ons 'n nuwe verbond. Jesus kom gee reeds voor sy dood vir sy disippels 'n baie belangrike verandering wat gaan plaasvind. Ja, hulle het die verbond geken met Abraham en die besnydenis, maar met sy dood aan die kruis en sy bloed wat daar gedrup het, kom verseël hy hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe ooreenkoms tussen God en mens, waar God die Paaslam verskaf het. Hierna hoef ons as mense nie meer diere te offer vir ons sondes nie, want Christus het eenmalig gesterf vir jou en vir my en vir almal wat glo. Teken van die nuwe verbond is die wyn wat ons sien en proe. Daardie wyn herinner ons aan sy bloed wat gedrup het aan die kruis. En nou verwys die nagmaal vir ons na die lam van God, wat deur sy bloed vir almal wat glo se sondes ingetree het en so vir ons versoening by God gedoen het. En ons hoef nie meer elke jaar 'n paaslam te slag nie, want Jesus het dit reeds gedoen. Hy het reeds die versoening gegee. Hy het vir ons met God versoen. En ek en jy kan maar net deel daarin deur te glo, want die nuwe verbond is van krag. Toe hy daar aan die kruis gesterf het, ek en jy deel gekry daarin, dat ons kan lewe. En elke keer wanneer ons nagmaal vier, en ons die dood van Christus gedenk, en dit onthou, getuig ons vir die wêreld dat hy die verlosser is, die seun van God. Hy kom sterf het aan 'n kruis, vir jou en vir my. Maar dit bring ons by die derde gedagte. Christus gee vir ons 'n nuwe toekomsverwagting. Hier by die instelling van die nagmaal, kom gee Christus vir ons juis die oorgang van Pasga na nagmaal, maar dit stop nie daar nie, dit gaan verder. Nou word die verband gelê tussen die Paaslam, wat die Jode moes slag om hulle te herinner uit die verlossing uit Egipte, na God se Paaslam, wat vir jou en my herinnering is, dat God vir ons verlossing gebring het. Nie uit Egipte, 'n fisiese land nie, maar verlossing van ons sondes. En vandag kan ons deel kry aan die koninkryk van God. Want Christus het hier kom sê, hy sal nie weer die Pasga eet, voordat hy nie in die koninkryk van God is nie. Die nagmaal gee dus vir my en jou die toekomsvisie, dat ons kan weet, maar ons is ook op pad soontoe,
Ons het die verwagting dat Christus wat gesterf het, my met God versoen het. En daarom kan ek in die ewigheid ingaan saam met hom. Aan die lam van God is geslag. En dit het vir ons die pad oopgemaak na die hemel toe. En die herinnering van die nagmaal kom sê vir ons het 'n ewige toekoms saam met God. Ons toekoms is by God. In die nagmaal kyk ons terug na die lyding en sterwe van Christus, maar ons kyk ook vooruit om saam met hom by die hemelse feesmaal aan te sit. Amen. Kom ons dank. Here, baie dankie dat U lewe gegee het sodat ons kan lewe. Here, dat ons in die nuwe verbond kan lewe, dat U dit beseël het met U bloed. Dat die nagmaal vir ons 'n teken kan wees en 'n herinnering kan wees aan dit wat U vir ons gedoen het. Here, wil U dan nou ons geloof versterk wanneer ons nou gaan aansit aan die tafel. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sluit af, geliefdes, met lied nommer 389. Ons sing daar die eerste 3 verse. Ek lees net vir ons die tweede vers. Ja, ek kos om die sla, die smarte en die hoon. Vir my hang hy verlate en naak met doringkroon. Vir my was daar die wonde. Vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruis weggaan. Vers 1, 2 en 3 van lied nommer 389 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef versterk in die geloof. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.